Môre môre. Dis nou dag 4 van ons roadtrip en nog steeds op Koalanta, maar vandag, wel, julle gaan nou dag 4 se video sien. Ons is nou op dag 5. So ons gaan nou oor 'n rukkie so ry. Maar ja, gister was ook weer 'n lekker dag. Ons het, soos ek gesê het, ons het nie veel gedoen nie. Ons het bietjie geswem, ons was bietjie na die beach toe. O, ons het wasgoed gaan was by die laundry en ek sal vir julle wys, in Thailand lyk dit nie soos dieselfde soos wat in Suid-Afrikaanse laundromat is nie. Maar ons het wasgoed gewas en geswem en strand toe gegaan en ons het weer by Pad Thai rock and roll gaan eet. Pad Thai. En ja, ons het die middag weer op die strand gaan stap en weer geswem. Ons het baie apies gesien en elke keer as ek nie my kamera op my scooter sit nie en ons ry, soos gisteroggend ons nou vinnig ry om laundry te gaan doen, dan is daar die wêreldse apies op die pad en 2 groot monitor lizards en natuurlik is dit wanneer ek nou nie my kamera by my het nie. En so ja, dis net bad luck elke keer. Die apies is nogal rof hierso. Hulle laaste keer as hy was, waar daar ene toe ons verbyry vir Brendan soos uit vir hom gekom op sy bike en hy vir hom gebyt het. En by die ou by wie ons nou heeltyd eet by Pad Thai rock and roll, hy sê die apies is gewoonlik 6:00 in die oggend en 6:00 in die aand, maar hulle het ander oggend het hulle 2:00 die oggend probeer om by sy kombuis in te kom. En hy sê hulle is slim, hulle werk in span. Die een maak lawaai aan die een kant en die ander een maak lawaai aan die ander kant en dan kom maar 'n derde ene en probeer sy goed steel. En hy sê hulle het ook al een keer toe hy met sy dogter verbygery het die apies al gebyt. Ja, so toe by die apa en hy sê sy moes omtrent 9 steke gekry het en dit was terwyl hulle met die skooter gery het verby hulle. So ja, en gistermiddag toe ons na die strand toe gaan, toe is hier weer 'n familie, want die toeriste is so simpel, op hulle skooter, pa bestuur, kind in die middel, ma agter, en die ape sit in die pad en natuurlik wil foto's neem, wil video's neem, maar dis alles goed en wel as jy beweeg, maar stil staan, natuurlik kom hulle vir jou. So toe ons verby hulle ry, toe kom hier een aap vir hulle. So anyway, apies is gevaarlik op die eiland, maar oral in Thailand, jy hoor altyd stories en toeriste is altyd die mense wat gebyt word. Anyway, so gister was nie 'n baie besige dag gewees nie. Maar ja, vandag vat ons die pad en natuurlik reën dit vandag. So, ag wat. Dis maar hoe dit is in Thailand. Dit is tog rainy season. Anyway, enjoy maar die video. Hopelijk vandag sin beter.
Soos wat ek ander dag verduidelik het, die ferry is hier bo en ons het soos daai paadjie bietjie gery en dan kom jy nou hier so, dis Lantanoy en dan klim jy oor die brug en dan kom jy hier so, ons ry gewoonlik daai kant om en ons is al die pad hier onder. Ons bly basies by die nasionale park. Exciting day, laundry. So, dis enige plek langs die pad. Jy sit net jou goedjies in en 110 baht coins en ek wil vir jou wys hoe veilig is dit hierso. Soos hierso wasmasjien wat vol klere is en mense los net hulle goed hierso. En dis letterlik langs die pad. En dan kom haal hulle dit later. Mooi is hierdie plekkie op die strand. Anyway, ons laundry ingegee, nou loop ons bietjie rond van ons 7-Eleven chamanau en 'n chai ingekry. Thai lemon tea en 'n Thai milk tea. Survivor. Season 1. Koh-Lanta Season 1, Les Adventures de Koh-Lanta, was the first season of the French version of Survivor. Ah. Alright, so it's Survivor gehad. Titled Koh-Lanta, the season took place in Thailand on the island of Khoi Rock. The winner of the season of Koh-Lanta was Gillies, who took home the prize of 100,000? Oh, euro. Very cool. Ah. Dis baie mooi. Okay, né? Nice play. Ons sit en wag vir ons wasgoed. Hier is 'n pizza plekkie, maak dit ongelukkig laat oop. Maar het crazy specials. As jy 'n familie is, kan jy groot pizza, 4 klein pizzas, 1.5 Coke ek dink, chips, nuggets, alles kry vir 590 baht. So onder 300 rand. En my yskas is ingeplug, hier's niemand hier nie. En hy is nie gesluit nie. As ons wil kan ons gaan koeldrank vat, alhoewel daar is 'n kamera wat vir jou kyk. Ek is baie bly hierdie hoender was nie raak gery gewees nie. Maar ek moet sê, ek het lekker vir hom gelag. Hy was so loud en hy
What's wrong with you? En soos ek gesê het, dit was nie 'n verskriklik opwindende dag gewees nie. Ons het laundry gedoen, ons het bietjie geswem, ons was bietjie strand toe, pad thai geëet, maar ja, dit was een van die rustiger dae gewees wat ons gehad het. Dis die eienaar se huisie, en daar is sy motorfiets vir hom en sy seun. So hulle huis hier die beste view. Die berge van die nasionale park. Bamboo Beach. En daar is hulle restaurantjie daaronder. Ons gister geëet het. Sal seker vandag weer. Nou is die see, stunning. En wat 'n lekker dek, as jy 'n klomp mense het, kan jy kom sit. En, wel nie nou nie, dis baie warm. Maar, so sunset. Another one. Hallo. Waar gaan jy? Oh! Dis hy? Ja. Druk na toe daai. Toe, as jy nou na my toe spring, gaan ek gil. Hier back up. Zie je Siri? Dat is hier, ja. Kijk, kom weer af. Zomaar creamy. Het is prachtig lekker. Brain freeze. Cashew on the floor. Chilies.
Mm. 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 Mhm. Ons kan hier indraai waar hulle staan. Ek wil jag. Ry in waar hulle staan. Okay. Want jy kan hier by die beach ook uitkom. Maar dan kom net presies daar. Seker. Ja, 100%. Kar. Scooter.
So ja, soos julle kan sien, was 'n baie reënerige oggend gewees. En ons het nie baie uitgesien om in dit te reën nie. Maar ek moet sê, toe is ons eintlik baie gelukkig. Dit het nie so erg gereën nie en teen die tyd toe ons by die ferry aangekom het, het dit darm opgehou. Ja, die baie op Koilanta is net so mooi en orals langs jou het jy stunning view van die see. Dit is regtig lekker om maar rond te ry. Okay, ja, die baie is nou nie die beste nie. Daar is bottles. Maar dit is ongelooflik mooi die view. Ons was baie gelukkig toe ons by die ferry pier aankom. Toe kon ons dadelik op die ferry klim, so ons hoef glad nie te gewag het nie. Koilanta is glad nie ver van die mainland af nie. Jy kan die Pittopiers van mekaar af sien. En soos ek sê, die trip is maar net omtrent 10 minute.
en dit kos 60 baht per foreigner en 5 baht vir jou scooter. Die Thais betaal natuurlik bitter minder as ons. Baie lekker tydjie op Koh Lanta, maar ons is aan na die volgende plek toe.